oorlog of vrede. Soos baie mense gebruik ek die skrif om my sienings te verdedig. Maar Satan doen dit ook. Ons lees in Matteus 4, dat die duiwel het vir Jesus gesê, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Die vyand haal aan hier uit Psalm 91. Maar Jesus antwoord hom op sy beurt. En Jesus haal aan uit Deuteronomium 6 en Jesaja 7. Daar staan ook geskrywe, jy mag nie die Here jou God nie op die proef stel nie. Terwyl die duiwel die skrifgedeelte vir sy eie doeleindes gebruik, het Jesus dit vir Godsinne gebruik. Dit leer ons dat die skrif alleen nie genoeg is nie. Dit moet gebruik word op 'n gebalanseerde manier en uitgebalanseer word met verskillende skrifgedeeltes. Ons moet regtig kyk om die skrif met die skrif te laat praat. Hierdie verhaal laat 'n paar vrae ontstaan. Sal ons die skrifgedeeltes gebruik om ons eie standpunte te verdedig? Of dit gebruik om Godsinne te verdedig? Dit is maklik om die skrif aan te haal om persoonlike teologiese posisies te verdedig. Soms is ons te gefokus daarop om reg te wees en nie noodwendig om ander gelowiges te help nie. Alhoewel ons dalk glo reg wees hulle uiteindelik sal help om by dit uit te kom wat Christus vir ons beteken, is ons baie keer besig om die evangelie boodskap so te kompliseer dat ons eintlik mense wegdryf in plaas van om mense te help. Baie van ons het verhoudinge wat getuister word deur 'n behoefte om reg te wees of om die skrif in ons persoonlike oorlog te kan gebruik. Maar dit moet verander. Wanneer ons die skrif vir ons eie winste en stryd gebruik, tree ons op soos Christus se versoeker, nie Christus nie. Ons dink dalk dat ons die evangelie moet verdedig. Maar as dit nie oor Jesus se maagdelike geboorte, lyding, dood, opstanding of sy voortgesette teenwoordigheid in ons lewens gaan nie, gaan dit regtig nie oor die fundamentele beginsels van die waarheid oor die evangelie nie. Dan gaan dit net oor myself. Dit gaan oor ons stryd, oor wat ons wil hê. Laat ons eerder meer soos Christus optree. Laat ons die skrif in die regte konteks gebruik en dit met ander skrifte balanseer. Kom ons vra onsself vandag, waarvoor moet ek die skrif gebruik, sodat God verheerlik kan word?